Hallo daar, dit is alweer maandag en ek het gedink dat van nou af vorentoe is maandag nog altyd die dag vir die woord van die week. Wat is die woord van die week? Dit is 'n persoonlike stokperdjie van my, né? Van my. En soos wat stokperdjies maar doen, is dit een wat gevul word met geheime betekenis. Ek sal dit graag met jou wil deel en dankie dat jy ingeskakel het vandag. Wat ek gewoonlik sou doen is 'n woord kies om opsoek in die HT en die verskeie betekenisse of omskrywings of definisies of toepassings van die woord of eintlik nog dieper as dit die breedvoerige konsep te ontleed en kom dit neer tot ek lees die HT en woorddefinisies in dieselfde manier as wat 'n ander dalk sou 'n gedig of pragtige kreatiewe uitdrukkings beskou. So groot is wat dit klink en ek besef dit. Waar kom hierdie vandaan? In 2020 het dinge nogals oorweldigend roof geraak en ons gaan nie nou te diep in die konteks ingaan nie, maar alles het uitmekaar uitgeval van alle kante en op elke manier wat ek moontlik kan indink. En ek beloof dat daar is nie 'n oordrywing nie. Ek is redelik 'n sterk individu, redelik 'n intelligente een, maar ook 'n redelik getraumatiseerde een. Dit wil sê, daar het 'n punt gekom wat ek 'n psigotiese breek nodig gehad het. So toe vat ek een. Of toe keer ek een. Toe word ek oorrompel deur een. Vir maande. Daartydens het ek, so te sê, my taalvermoë verloor. Ekskuus as ek bietjie waansinnig praat. Liek raak en stadig en ek weet nie, senuweeagtig. Dit is maar net want hierdie is wel eintlik iets van die hart af en hierdie is my 2020 leer. Dit is gevul met 'n klomp voorbeelde vir jou van 'n psigotiese skryfwerk. Tot vandag toe is ek nog nooit ten volle weer deur dit nie. Ek probeer daarby kom en hierdie is dalk eintlik 'n onderbewuste nudge, wink syndroom. As ek sê ek het basies my taalvermoë verloor op die tyd, bedoel ek het wiskunde gevleg met leestekens en ek bedoel soos verskeie hakies gebruik as letters en of konsepte. Ek het tale gemeng en ek het verskriklik my drade gekruis. Ek het samestellings veral, so die in 'n taalkundige sin hier, so dis woorde wat saamgestel is, eerder as 'n stam of 'n voor- of agtervoegsel net het. Samestellings en dubbelsinnigheid, dobbels in sinigheid het plaasgevind. Totdat ek nie meer geweet het wat gaan vir wat nie. So dit sluit in dinge soos ek bly en ekter myne onsin by verleer keer van ververre stande vind, deur mekaar tree bind, heg, ten, nes, ek, ensovoorts. Ek gaan nou nie, dit klink dalk cool en daar is kere wat ek self ook dink, like, jo, daar is baie naby aan 'n pragtige, nuwe vorm van kreatiewe uitdrukking of skryf jy dit in 'n sinmakende manier, of in 'n diep manier, maar dit is definitief ver van kuns af. Dit is werklik wat hulle bedoel as hulle sê iemand is van hulle sinne af. Ek het my punt verloor en ek sê maar hierdie vat so lank, maar wat? Bietjie agtergrond deel, so deel dit maar net. Maar die eerste woord van die week en vandag se woord van die week, die woord van vandag se week is wat. Vraende voornaamwoord. Wat sê hy? Wat nou? Wat? Om aan te dui dat 'n mens nie goed gehoor het of verstaan het nie. Byvoeglike voornaamwoord. Wat vir 'n vent is dit? Wat 'n idee is hierdie. Om verbasing uit te druk. 'n Betreklike voornaamwoord. Wat ek nie weet, kan ek nie sê nie. Hy is nogal diep, né? Dit is net wat ek wil hê. Doen wat ek jou sê. Die man, mense, vriende wat nou net hier was. Waar is hulle heen? Hulle kan nie bybly nie.
Koop jy kan, ek kan skaars. Onbetreklike of onbepaalde voornaamwoord, ekskuus, hulle is afgekort. Jy sal sien op die skerm. Bly kalm, wat daar ook al mag gebeur. Wat? Jy meen dit tog nie? Ek doen. Nee wat? Nee wat? Wonder wat bedoel mens eintlik? Die wat beteken nie veel nie. Die wat beteken nie veel nie. Alles hang af van die hoe en waar jy die klem lê. What? Nee. What is 'n praktiese eenheid van elektriese vermoë. Arbeid per tydseenheid. Ek is op die oomblik baie laag gewatt, maar definitief ek weet nie. Opgewarm maar afgewater. Ek is jammer vir hoe sleg hierdie nou gegaan het, maar dit gaan definitief eintlik pragtig word met tyd. Ek beloof. Ek gee my woord. Dit was 'n baie kort enetjie ook, want ek het gedink ek sal dit kan eenvoudig hou so. Doen nou nie. Maar wie wil nou in eenvoud dig? Verseker nie ek en jy nie. Skakel in môre vir die afgelope week. Dit sal elke Dinsdag plaasvind en sal weeklikse nuus en 'n bietjie satire en droë humor insluit. Dankie vir die geduld, ek waardeer dit. En dis nie jy nie, dis ek. Tot volgende week. Bye!